Die Here is en bly lief vir jou. Ja, jy kan maar so 'n bietjie, as jy, alhoewel jy stout is, ons doen dit ons. Wanneer jy so 'n bietjie wegdwaal, dan kom die Here steeds en hy tel jou op en sê vir jou, ek het jou lief, my kind. Ek wil net hê, jy moet daar in my lewe. Ek vergewe jou en ook help jou. Prys die naam van die Here. Ek wil vanoggend met u praat oor 'n lewe van dapperheid. Ek het nog nooit oor hierdie gedeelte in my bediening gepraat nie. En die Here het dit op my hart gelê. Woensdagoggend toe ek verby hierdie kerk gery. Ek het nie ingekom nie, ek het om hierdie kerk gery. En die Here sê vir my, praat so 'n bietjie oor ons mense, oor 'n lewe van dapperheid. Nou my liewe broers en susters, as ware kinders van die Here, as mense wat God dien, as mense wie vir die Here lief is, behoort ons nie bekommerd te wees oor ons toekoms nie. Amen. Ons hoor die gerugte van oorlog. Ons sien dit op televisie. Ons sien die natuurrampe. Ons sien hoe die siektes uitbroei in hospitale. Ons sien die geweld oor ons heen. Ons sien dat as gevolg van die oorlog is daar groot ekonomiese krisisse wat besig is om af te speel. Ons sien dit in ons petrolprys. Maar ons behoort dit nie te vrees nie, amen. Want ons, ek en jy, as kinders van die Here, behoort aan die almagtige God, die skepper van die heelal. En maak nie saak wat in hierdie wêreld gebeur nie, wat in hierdie wêreld aan die gang is nie. God beskerm ons. Amen. God is en bly altyd in beheer. En ons moet dit dalk meer proklameer. As jy opstaan in die oggend moet jy sê, God is my beskerming in hierdie dag, halleluja. God is die groot voorsiener in my lewe. God is die een wat my deurdra. God is die een wat my help elke dag van my lewe. Ja, God is in beheer, hoor mooi. En hy verwag nie dat jy op jou graf moet staan en net leen nie en te bid dat die gat homself sal grou nie. Nee, daar is dinge wat ons moet doen. Al is dit vir jou 'n uitdaging vanoggend, kan jy nie agteroor sit en sê, ek is op my pad hemel toe nie. Jy het nog steeds 'n plig om hard te werk, om arbeid te doen in die koninkryk van die Here, om arbeid te doen by jou huis, daar by jou werk, in jou huwelik. Is jy besig, of moet jy besig wees om hard te werk daaraan? Staan op, dapper held. Vat jou verantwoordelikheid vas. Wees dapper en doen die regte ding. Ons lees in Josua 1 vers 9, skies tog. Het ek jou nie beveel, wees dapper en sterk nie. Moenie paniekbevange wees nie. En moet jou nie laat afskrik nie. Want die Here jou God is by jou oral waar jy gaan. Amen. God is by jou. U sien, dapperheid is 'n vreemde ding. Ons bewonder daagliks mense wat baie dapper is. Ons wil dit almal hê. Ons wil hê dat ander mense moet dink ons is dapper. En tog, by die Christen, is dit iets wat ons hoop nooit ons hoef te wees nie. Iets wat ons nie op die proef wil stel nie. Want as jy dapper moet optree, onthou net, dit beteken dat iets wat nie goed is nie, of iets wat sleg is, wat gaan gebeur. Nou wat is dapperheid? Kom ons kyk so 'n bietjie. Om dapper te wees is 'n innerlike besluit om ondanks struikelblokke, om ondanks angswekkende situasies, om ondanks dit wat om ons gebeur, steeds deur te druk tot oorwinning. Halleluja. Hoe kom dapperheid, pastoor? Hoe kan jy onverskrokke wees as jou broek breewe? Want ons, ek en jy, word deur God opgeroep tot dapperheid. Kom ons kyk so 'n bietjie na die storie van Gideon. Julle ken mos vir Gideon in die Bybel. Dit staan in Rigters 6, daar vanaf vers 11 tot 16. En die engel van die Here het aan Gideon verskyn
en vir hom gesê, die Here is met jou dapper held. Wow! Die Here is met jou dapper held. Toe vra Gideon hom, ag Heer, as die Here met ons is, hoor nou mooi, waarom het al hierdie dinge in ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders? Waar is ons vaders van wat ons vertel het? Deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte land optrek nie. Nou die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Toe draai die Here na hom en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Maar hy vra, ag Here, waarom sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse, en ek self is die geringste in my familie. Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. Halleluja! Israel het 7 jaar lang onder verdrukking gewees. Hulle het armoede gelei. Hulle was onder die Midianiete. En die volk het op 'n punt gekom en God begin aanroep. En in antwoord op hulle gebede, verskyn die engel van die Here aan Gideon in 'n belofte van verlossing. Hy sê, ek het vir jou 'n opdrag, Gideon. Ek wil hê, jy moet my mense aanvoer teen die Midianiete. En hy sê vir hom, ek is met jou dapper held. Sê bietjie daar waar jy sit, ek is met jou dapper held. Die engel begroet vir Gideon met hierdie woorde, ek is met jou dapper held. Gideon wat allermits heldhaftig was, hy het geen triomf vertoon nie. Hy het gaan wegkruip tussen die padskruipe. So 'n bietjie net lekker weggekruip. Die Here moet my nie nou raak sien nie. Ten spyte van sy minderwaardigheid, my broers en susters, ten spyte van Gideon se swakheid, wat hy daardie stadium beleef het, sê God vir hom, Gideon, jy is vir my 'n dapper held, halleluja. Trouwens, God kom en hy roep dit profeties uit oor hierdie man. Hy sê, ek gaan dit vir jou doen, Gideon. Ek gaan dit vir jou bewerk. Ek gaan jou die krag gee. Gideon, ek sal jou die leiding gee. Ek gaan jou seën, want jy, Gideon, is my dapper held. God sê vir ons vanoggend, jy, Dani, is God se dapper held. Jy, Morney, is God se dapper held. Jy, Boris, Johan, jy is God se dapper held. Gideon was egter op sy verlede gefokus, maar die Here sê ons dit ook soms nie. Kyk waar kom ek vandaan. Here, kyk, my familie is so onbelangrik. Ek is so gering, Here. En dit het ons swak en ontoereikend laat voel. Want jy sien, die oomblik as jy jouself afsien, die oomblik as jy dink hoe klein jy eintlik is, die oomblik as dit gebeur, dan voel jy ook so. En baie Christene trap in hierdie slaggat. Die hele tyd die fokus hulle op die slegte familiegeskiedenis. Weet jy, pastoor, waar kom ek vandaan? Hulle fokus op die foute van hulle verlede. Hulle fokus op persoonlike tekortkominge. Weet jy wat? As jy daarop gaan fokus, sal dit jou terughou. As jy daarop gaan fokus, sal dit jou geloof krenk. As jy daarop gaan fokus, gaan dit jou die oorwinning kos wat jy nou nodig het. Daarom wil ek hê vanoggend by die suster, jy moet jou fokus so 'n bietjie verskuif en turn your eyes upon Jesus. Halleluja. Draai jou oë so 'n bietjie van jou af. Draai jou oë van dit wie jy dink jy is af. En kyk die Here in die oë en sê, Here, U is die verloste, U is die almagtige God. Halleluja. U is so aktief by my lewe betrokke. Sê dit vir jouself. U is op my lewenspad, Here. Ek vat U krag vanoggend. Haal dit, kyk die Here in die oë en sê, Here, hier staan ek. Ek haal my oë van my omstandighede af en ek plaas my oë op Jesus. Halleluja. Jy sien, dit sal jou weer 'n gees van dapperheid gee. Dit sal jou onverskrokke geloof gee. Halleluja.
En dit sal jou denkpatrone gee van wie 'n kampioen van die Here is, wie 'n dapper held van die Here is. Ons moet onthou, my liewe suster, dat die triomfantelike lewe, die oorwinning nie uit onsself is nie. Ons moet onthou, my liewe suster, dat die oorwinning nie uit onsself is nie, maar deur God, wat vir my en vir jou die vermoë gee. Dis God wat ons die krag gee, sodat ons die oorwinnings kan behaal. En ons moet van oorwinning na oorwinning gaan in die Here. Ons kan nie stil staan en terugkyk op waar ek neerkom nie. Ons kyk vorentoe, sê Here, I turn my eyes upon you. Here, U is my oorwinning, U is my toekoms, halleluja, prys die naam van die Here. Kom ons kyk vir 'n oomblik na die storie van Josua. Josua 1 vers 5 sê, niemand sal voor jou staan ter al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sê die Here, sal ek ook met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Dan kom die woord van die Here en sê, wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie land beerwe, wat ek aan jou voorvaders beloof het, om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en volmoed, om nou gesette hande volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daar van die regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Het ek jou nie beveel, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Sê met jy vanoggend, God is met my. Sê dit, ek wil dit hoor. Oral waar ek gaan, halleluja. Jy sien, die belofte is duidelik. As Josua volhard in die gehoorsaamheid en moedig optree, sal hy voorspoedig wees in alles wat hy aanpak. Om nie bloed te verloor nie, om aan te hou, sal ons die oorwinning smaak wat God vir ons instoor het. Halleluja. Om dapper te wees is nie iets wat sommer maar net gebeur nie. Hoor mooi, dis 'n keuse. Dis 'n keuse om eerlik te wees in 'n wêreld vol korrupsie. Dis 'n keuse om 'n standpunt in te neem, selfs al is ek ongewild. Dis 'n keuse om ons kwesbaarheid te wys en te sê, Here, hier is ek met my hele hart. Ek is U sinner, maak met my soos U wil, Here. U sien, want dapperheid is nie talent nie, dis 'n keuse. Kom ons kyk so 'n bietjie na die volk in die woestyn, halleluja, daar in Numeri 14. Skus, ek lees nie goed van dis opgewondenheid hier binne my. Toe die hele vergadering aangeroep, hulle het stem verhef vir die volk het in die nag geween. En al die kinders van Israel gememoreer teen Moses en teen Aaron. En die hele vergadering het aan hulle gesê, ag, as ons maar net in Egipte land gesterf het, of as ons maar net hier in die woestyn gesterf, nou moet ons hier in die woestyn sterf. En waarom bring die Here ons na hierdie land om deur die swaard te val? Ons vroue en ons kinders sal ontbyt word, sal dit nie beter vir ons wees om na Egipte terug te gaan nie. En hier kom Josua, die seun van Nun en Caleb, die seun van Jefune, twee van die wat die land verken het en die klere geskeer in die hele Israel-vergadering van Israel, toegespreek gesê, die land wat ons deurtrek het om te verken, is 'n buitengewone goeie land. As die Here in ons welbehae in ons het, sal hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Wees nie teen die Here opstandig nie, en wees nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys, hulle is beskuttingheid van hulle gewyk, en die Here is met ons, wees nie bevrees vir hulle nie, halleluja. Is dit nie wonderlik dat God hier vir die Israeliete hulle eie land beloof nie, 'n land wat oorloop van melk en honing, so eenvoudig is dit, so wonderlik mooi. Ek dink, dis soms dit wat die Here vir ons gee te eenvoudig, sodat ons oor dit kyk. Ons sien nie die mooi raak wat die Here eintlik in ons lewe inbring nie. Ons sien nie raak hoe die Here ons geseën het met 'n vrou en 'n man, of met 'n man en kinders nie. Ons wil altyd die anderste hê. Laat ek maar terug gaan Egipte toe. Laat ek maar weer gaan suip daar van my pelle. Dis wat baie manne vandag doen. Ek raak so ongelukkig daaroor. Dis my beter om my pelle te wees in plaas van die mooi wat die Here vir ons gee. Kyk ons terug op
dit wat gister is. Ons raak so meegevoer deur dinge wat ons dink belangrik is, dat ons die voortreffende dinge waarmee God ons wil seën misloop. Hoekom is dit? Wat is dit wat ons vrede maak? En ons altyd maar net die tweede beste wil. Is jy ou vir tweede beste? Ek is nie. Ons jaag na die apteek om die waagtelike suigtablette te gaan koop, in plaas daarvan om melk en honing te drink wat die Here vir ons gee. Waarom doen ons hierdie dinge? Waarom maak ons dit vir onsself so moeilik? Waarom maak ons dit self so complicated vir ons? Ek weet nie, maar ek dink ons sit baie keer die bot mis. Kom ons kyk so 'n bietjie na Saterdag Meesdag in Abel 9. Daar in Daniël 3, vers 25. Hy antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne los binne in die 4 mandel. Julle ken daai gedeelte, né? Sonder dat daar 'n lid saam hulle is. En die voorkoms van die 4de, die seun, een lyk soos die seun van 'n God. Toe Nebukadneser nader kom na die opening van die brandende vuur en daarom uitgeroep, Saterdag, Meesdag en Abednego, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. Toe het Saterdag, Meesdag en Abednego uit die vuur uitgegaan. Kyk bietjie hier, hoe kan 'n heidense koning die seun van God herken? Dis omdat Christus se heerlikheid nie weggesteek kan word nie. Halleluja. Waar engele in die skrif verskyn het, was hulle gekleed wit en het geblink met die hemelse skynsel. Maar hierdie blink een was nie 'n seraf nie. Dit was Jesus self, halleluja. En hy was helderder as die vlam van daardie 7 keer 4 warm. My liewe broer en suster, hierdie getuienis van Christus se teenwoordigheid kom van heidense lippe af. En ek praat hier van 'n lewe en 'n dood situasie. Dit was 'n krisis in 'n leeftyd wat mense het gesien het, waar Christus het regheid, hoor mooi, in die vuur saam met hierdie manne geloop en hulle gered. Kan ek jou vra, wat bring Christus in jou krisis in vanoggend? Ek glo dat net vandag dit net is om hom te vertrou, dat hy in staat is om jou te red en te verlos. Maak nie saak waarheen jy gaan nie. En vertroue, dat maak nie saak wat gebeur nie. Jy is in sy hande. Beleef jy dalk 'n krisis vandag? Is dit geestelike krisis? Is dit finansiëel? Is dit versameling? Is dit in jou huwelik? Is dit in jou werk? Is dit in jou besigheid? Nou ek vanoggend vir jou sê, dat slegs 'n wonderwerk van Jesus Christus jou hopelose situasie kan red. Dat Jesus saam met jou deur hierdie situasie kan loop, as jy net volledig op hom vertrou, sê, Here, hier's ek. Die seun van die lewende God kan jou probleem oplos en jou uit die vuurmond van beproewings red. Kom ons kyk nog een, is jy reg? Daniël in die leeuklui. Daar in Daniël 6 sê, daar by die koning die môre vroeg, toe dit lig geword het, opgestaan en hastig na die leeuklui gegaan. En toe hy nader kom na die kuil, het hy met 'n droewige stem na Daniël geroep. Daniël, Daniël, is jy nog hier? Die koning het gespreek en aan Daniël gesê, Daniël, knegt van die lewende God, was jou God wat jy gedurig deur verleed in staat om jou van die leeu's te verlos. En toe Daniël met die koning gespreek, mag die koning vir ewig lewe. My God, halleluja, het sy engele gestuur en die bekke van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen eet kan aandoen nie. Omdat ek voor hom onskuldig bevind is, en ek ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie. Toe die koning baie bly geword en bevel gegee om Daniël uit die kuil op te trek. So is Daniël uit die kuil opgetrek, sonder dat daar 'n letsel aan hom gevind is, omdat hy op God vertrou het. Halleluja. Sien jy wat hier gebeur het? Daniël vertrou op God, halleluja. En ons kan 'n baie belangrike les uit leer. 'n Christelike optrede in 'n werksituasie. Al staan jy in 'n sekulêre beroep of bediening daar buite, wat met die werk van die Here te doen by jou suster, moet ek vir jou aanmoedig en sê, wees onberustig en doen alles asof jy dit vir die Here doen. Selfs al werk jy vir 'n goddelose organisasie,
moet jouself as 'n persoon van hoë integriteit onderskei, 'n reguit pad loop en geen aandeel in korrupte praktyke hê nie. Daniël het die toets geslaag, want sy kwaaddoenige onderdane kon geen gronde vind teen 'n klag teen hom nie. Weet jy wat, dis seker die beste getuigskrif vir enige man en vrou van die Here, as mense nie 'n fout kan vind met hoe jy lewe nie. Amen. Ek wil vanoggend op jou beroep doen, my liewe suster. Wees moedig. Wees dapper. Moenie bang wees nie. Moenie vir hulle skrik nie. Want die Here, ons God, gaan voor ons uit. Halleluja. En weet jy wat? Weet jy wat? Die Here sal jou nooit in die steek laat nie, al doen mense dit. Daarom fokus net op die grootheid van die Here. Fokus net op wie Jesus vir jou is. En vergeet wat die wêreld vir jou kan beteken. En jy sal nie hoef te skrik om bang te wees vir dit wat in die wêreld aangaan nie. Want die grootte, ek is die groot koning, die allerhoogste, die prins van alle prinse, die koning van alle konings is met jou. Halleluja. Prys die naam van die Here. Kom ons bid saam. Staan op, dapper kryger van die Here. Staan op, neem jou verantwoordelikheid op, en jy sal oorwinning smaak. Die woord sê vir ons, Here, dat ons nie onsself kan vergelyk met die wêreld nie, dat ons nie ons terug moet kyk op waar ons vandaan kom nie, maar dat ons oë op Jesus gevestig moet hou. Dankie vir hierdie boodskap vanoggend, Here. Ek wil bid dat elkeen wie hier is vanoggend, dit in hulle harte sal vasstaan, dat hulle dapper krygers van die Here is. Halleluja. Dat ons helde en die heldinne van die koning van die Allerhoogste sal wees. Dat ons kampioene in hierdie wêreld sal wees, wat sal uitstaan as kinders van die lig. Halleluja. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir hierdie geleentheid om u woord te kon bedien vanoggend. En ek glo, Here, dit het vanoggend in harte vasgeslaan. Laat dit groei, Here, tot oorwinning in Jesus wonderlike naam.